Halleluja. Ek gaan vanoggend begin met die bietjie prediking oor die koninkryk van God. Die koninkryk van God. So ons gaan God het klaar die gedagte gehad van sy koninkryk, God het klaar die plan vir sy koninkryk het hy vir ons gegee. Okay? Nou, as ek vanoggend 'n plan, 'n huisplan bring of 'n ingenieursplan bring, ja, gaan ek vir julle verseker vanoggend dat 3/4 van ons daai plan nie kan lees nie. Jy kan sê, maar dit is 'n plan. Maar jy gaan hom nie verstaan nie. Jy gaan weet, dit is 'n plan. Maar jy gaan hom nie kan lees nie, jy kan hom nie verstaan nie, en as jy die plan moet gebruik, nee, sal jy nie weet hoe om die plan te volbring nie. Is dit so? Dit is so. Want ons is nie almal argitekte nie, ons is nie almal ingenieurs nie, ons is nie almal tekenaars nie, so in ander woorde, weet jy, maar daai argitek en daai ingenieur of die tekenaar, hulle sit dit op papier, dit wat jy vir hulle gee, nee, die gedagtes wat jy gee, dit wat jy wil bereik, dan vat hulle daar die plan, en hulle teken hom en dan bring hulle vir jou 'n proef en dan sal hulle vir jou sê, maar kom ons werk dit deur, kom ons verander, want dit is net 'n proefplan. So, dan kan ons hier verander, ons kan daar verander. My seun is ook 'n tekenaar en hy het so 'n program dat hy 'n huis in die middel deur sny en dan kan hy vir jou wys wie in die huis bly en dit is 'n 3-dimensionele plan en ek weet nie hoeveel dimensioneel nie, maar dit is net, ek staan net en sê, wow. So ek het al geleer, as ek 'n plan wil hê, dan sê ek vir Kobus, dis wat pa wil hê, en Kobus doen dit dan vir sy pa, hy teken, jy sien. Maar, daar's 'n tyd in my lewe gewees, dat ek nie geweet het hoe om huisplanne te lees nie, okay? Ek het geweet wat ek wou hê, die gedagte was hier, nee, maar die plan op papier, hoe ek dit gaan werk, nee, het ek nie geken nie. Maar toe die Here my genadig gewees en het my geleer, het mense op my pad gesit om my te wys hoe word 'n plan gelees. Die afmetings, die vierkante meters, jy weet die boulyne, al daardie goeders het ek geleer. Nou kom ons kyk vanoggend die moeilikste gedeelte om iets te bou, 'n huis te bou. Kom ons vat 'n gebou te bou. Die moeilikste gedeelte is die fondasie. Nou, in Richards Bay, is 'n sandgrond, so om 'n fondasie van 'n huis uit te grawe, presies, nou, en jy het 'n goeie spanne, vat dit jou 'n dag of maksimum 2 dae, dan is jou huis se fondasie uitgegrawe. Maar dis op sand. En die ingenieurs wil hê, jy moet kompakteer, jy moet kompakteer en jy moet diep uitgrawe, dan moet jy die sand vast kompakteer met daai masjiene, en dan moet jy nog staal ook insit om die fondasie te versterk. Maar toe ek my huis bou in die Smit, die eerste huis wat ek gebou het, is in Cannonweg gewees, toe ek die erf koop, toe sê my broer Johan, wat julle ontmoet het, toe sê Gerry, wat besiel jou om die erf te koop? Shemaine en Leon, hulle sal ook weet, dit is op die hoek gewees, en dit is net rotsig gewees. Maar ek sê, maar dit is die plek wat die Here gesê het, wat ek moet die huis bou. Ja. En ek is die huis gebou op rots. Dit is gevat weke om die fondasie uit te kap, en dis dan ek het geleer hoe om rotse vinnig, wie van julle het al rotse gekap? Ouens, jy moet hom warm maak, dat hy kraak, en dan vat jy 'n hamer en dan slaan jy hom. Nee. En dan moet jy bril opsit, anders kom daai punt tussen jou oë of in jou bene, hoe dit ook al sê. Toe kry ek 'n slim plan, en ek kry vir my ou tyres, motorkar tyres, en jy gesien hoe brand 'n tyre? Die betogers, hulle sal weet, 'n tyre brand, maar tyre rook geweldig, en ek gooi op daai groot rotse, gooi daai tyre, steek het in die brand, en dit was nie 10 minute daarna gewees, het die hele buurt op my,
tussen die route en hulle huise, en ek sê, nee, maar ek sal plan maak, en ek hou hulle weg, ek gaan 'n plan maak, om nou die tyres dood te kry, en ek wil jou vertel, jy kry nie maklik 'n tyre dood nie, en maar ek wil ook nie dood hê nie, want die tyre moet brand, hy kan brand en dan warm maak, so ek speel met woorde, so, maar dis harde werk, die hardste werk, is om 'n fondasie, 'n gesonde en 'n goeie fondasie te lê, om jou huis te bou. Want as jy jou huis bou, nie op goeie fondasie nie, kan ek jou 'n brief gee, jou mure gaan kraak. Dis nou maar algemene kennis, jou huise gaan kraak. En dis hoekom die munisipaliteit, hulle inspekteurs, kom kyk hulle of die fondasie reg is, want hulle wil nie huise in die dorp hê, wat dan lê hierdie muur, en dan lê daai muur, en dan kan jy, dan is hy so gekraak, dat jy venster kan insit daar, so. Hulle soek nie dit nie, hulle soek ordentlike huise. Jy sien, en dis wat gebou moet word. So kom ons kyk volgend, ons gaan net 'n bietjie fondasie lê, iets aangaande die koninkryk van God. So ons gaan baie sê oor die koninkryk, maar vandag, vanoggend, wil ek net 'n bietjie fondasie lê. Is dit reg so met julle? Amen. Kom ons kyk nou aan Matteus hoofstuk 6, en dan gaan kom ons lees vanaf vers 9. Sommige so aanleiding vir ons volgende Sondag aand se opleiding oor, kan jy nie 1 uur saam met my waak nie. Kom ons lees vanaf vers 7. En as jy bid, gebruik nie 'n ydelle herhaling van woorde soos die heidene nie. Want hulle dink dat hulle deur hulle baie woorde gehoor sal word. Bid ek en jy nie ook partykeer so nie. Dan gaan hy anders sê, moet dan nie soos hulle word nie. Want julle Vader weet wat julle nodig het voordat julle hom vra. So moet julle dan bid, dis nou sê Jesus, hy sê, so moet julle dan bid, onse Vader wat in die hemele is. Laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u koninkryk kom. Ek wil hê u moet daarop let. Hoe begin hy? Hy sê, so moet julle dan bid, onse Vader wat in die hemele is. Laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk, want jy bid dit van Vader, Vader, laat u koninkryk, laat u koninkryk kom. En die hartseer is kind van die Here, dat die meeste mense, en ek sê dit met hartseer, baie predikers, verstaan ook nie die koninkryk, die evangelie van die koninkryk nie. Want jy moet verstaan, die Fariseërs en die skrifgeleerdes en die Sadduseërs en al die seerdeegte van daardie tyd, hulle het gepreek, maar toe Jesus kom en Jesus begin te preek, toe sê die mense, luister mooi, toe sê die mense wat hoor, hoe preek die Fariseërs, skrifgeleerdes, Sadduseërs, en nou hoor hulle hoe preek Jesus. Wat sê hulle wat Jesus hoor? Hy preek anderste. Kan jy maar nie vir evangelies lees? Hy preek anderste as wat die skrifgeleerdes en die Fariseërs preek. Daar's 'n verandering, daar's 'n klemverskuiwing aangaande die prediker. En ons wil vandag die hele Bybel vat en al die woord, en ek is baie versigtig, maar ek is ook nie so versigtig nie, want baie keer preek ons preek ons, en dan sê dis die evangelie van die koninkryk, en dis nie die evangelie van die koninkryk nie. Ons preek geskiedenis, wat ook nodig is, maar daai geskiedenis verander nie jou lewe nie, daai prediking verander nie jou situasie nie, daai prediking verander nie jou beursie nie,
Daai prediking verander nie jou gesondheid, jou lewe nie. Dit verander nie jou verhouding met God nie. Want dit is alles geskiedenis. Want nou sê die Here Jesus, laat u koninkryk kom, dis hoe ons moet bid. Laat u koninkryk kom. En dan kan u nou maar die hele, ons gaan van volgende Sondag aand af, gaan ons nou die hele Onse Vader, ons gaan met hom werk. Ons gaan met hom werk, u gaan dit geniet hoor. Nou gaan hy aan, dan kom hy by vers 33. Nou hoor wat sê hy, want tussen die gebed van die Here Jesus Christus, kan jy die behoeftes gaan lees van die mens. Né? Daar kom baie behoeftes aan. Jesus val my oog sommer net, wie tog onder julle kan hom deur te kwel 1 el by sy lengte voeg, né? Kan jy, kyk vir my, kan ek nou bietjie moedwillig wees? Ja, ek kan. Ons probeer mense beïndruk deur ons te kwel. Ek gaan dit weer sê, ons probeer mense se aandag kry, of ons probeer mense te beïndruk deur ons te kwel. Kom ons wees eerlik. Kom ons met die dier ingestap by die kerkgebou, stap ons in, nee. Jy is so onstuimig soos 10 man. Ons gaan 'n kragopwekker met jou start. Ons gaan met jou swys. Weet jy, en nou kom jy in party, jy weet jou, ek gaan nou nie, dan loop die trane, en dan kom die ander sê, ai, shame, ai, weet jou ontstig, ai, weet jy, en as jy die hele ding na die kruks van die saak toe kom, dat is 'n bekommernis. Nou sê hy, wie sal 1 el by sy lengte kan byvoeg, deur om te bekommer? Wanneer bekommer jy jou? Wanneer daar 'n situasie is, wat jy, en ek, en ons, nie kan wen, of aandag gee, of hom op kan los nie. Dis wanneer jy jou bekommer. Nou sê die Bybel, wie kan so 1 el langer wees? Wel, jy kan niks, jy kan nie. Want jy sien, kind van God wil hê, ek en jy moet van hom afhanklik wees. Laat u koninkryk kom. Ok, goed, vers 33. Maar soek eers die koninkryk van God. So met ander woorde, wat moet ons soek? Ons soek 'n kerk, eerste. Ons soek 'n kerk waar die waarheid gaan verkondig word. Ons soek 'n kerk wat lewendig is. Die kerk moet nog net die gevrek wees nie, né? Hulle moet 'n goeie band hê, né? 'n goeie lawaai kan maak, né? Jy weet, ons soek 'n kerk. Sê vir my, ek lieg. Jy het na my kyk op YouTube, sê vir my ek lieg. Wat sê die meeste predikers, die groot predikers, luister hulle op televisie ook, sluit hulle in, nie almal nie, maar die meeste. Nadat jy tot wedergeboorte, nadat jy die Here Jesus nou aangeneem het, soek vir jou 'n plek waar jy, 'n kerk, soek vir jou 'n kerk, soek vir jou 'n plek waar jy nou kan tuis voel. Wat sê die Bybel? Wat sê Jesus? Hy sê, soek eers die koninkryk. Soek eers die koninkryk. Want ek gaan 'n stelling maak en skiet my en sê vir my wat jy wil. Nee. Die meeste ouens stap Sondag by die deure in en dan gaan my daar die deure uit onvervuld en hulle omstandighede dit nie verander nie. Amen. Hartseer. Want jy sien ons soek sekere dinge. Ja, want ons het die wêreld in die kerk ingebring. Wys jy vir my een keer, en ek moet nou nie my woorde verdraai nie. Hoor wat ek sê.
Maar wys my een keer dat Jesus gepreek het met musikante saam. Hy het gaan bid. Wys my een keer waar Jesus wonderwerke en tekens gedoen het saam met musikante. Ek lees dit nie. Was daar musikante gewees? Ja! Ja, was daar sangers gewees? Lees maar na en kyk na die tabernakel, kyk na die tempel. Nee. Ja, daar's baie gewees. Maar jy kan sing soos jy wil. Maar as jy die koninkryk nie ken en die koninkryk verstaan nie, gaan jy goosebumps kry. Maar gaan nie jou omstandighede verander nie. Gaan nie jou lewe verander nie. Nou sê Jesus, as jy soek eers die koninkryk. Maar wat ons nie die koninkryk verstaan nie, wil ons mense inlyf by die kerk. En dan berei ons hulle voor vir die hemel. Gaan hulle na die hemel toe gaan. Dis hoekom hulle nie wil werk nie, dis hoekom hulle nie aktief wil wees in die koninkryk van God nie, want hulle sien dit werk nie. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Nou ek wil nou nie sê die een moet voor die ander kom nie, want jy kan nie die koninkryk hê as jy nie geregtigheid, jy kan ook nie geregtigheid hê en jy nie die koninkryk, want hy is so. En dan sal kom Rukali, dan sal wat? Alles vir jou bygevoeg word. So ander woorde, gaan jy met my saamstem volgend. Ons het baie behoeftes en ons baie tekortkominge, omdat ons die koninkryk en die geregtigheid nie verstaan nie. Ons is 'n lidmaat van 'n kerk, denominasie op die aarde. Ons naam is geskrywe ook op 'n register. Maar jou lewe verander nie. Jou omstandighede verander nie. Jou bankrekening bly leeg. Die geld vreet jou op. En die arthritis in jou hormone van, as jy daar by, sy mense daar by 40, 45, 50, die hormone, hulle raak die mekaar. Hulle kry die hot flashes. Here help ons. En ons, ek is nie veel, hè? Maar wat wil ek jou sê, volgende kind van die Here, jou omstandighede verander nie. Maar ons sit jaar in jaar uit onder die prediking. Nou ek wil jou volgende sê, en as jy die openbaring het wat ek het, sal jy verstaan, ouens, daar is twee tipe prediking. Een prediking is geskiedenisprediking en die ander is koninkryksprediking. Koninkryksopenbaringe. Want waarna soek jy? Jy soek na 'n kerk. Jy soek om geleer te word. Jy soek om toegerus te word. Waarom, kind van die Here? Ek wil jou volgende sê, as jy die koninkrykswaarde en die koninkryksboodskap nie verstaan nie, gaan jy nêrens heen nie. Ek wil jou volgende sê, ek ry 'n Hyundai Getty, ek kan 'n Mercedes Benz, ek kan die pastoor se sticker of daai wapen van sy Mercedes gaan afhaal en ek plak hom daar op die gates. Nou, dit maak nie van die gates nou ewe skielik Mercedes nie. Jy kan van kerk verander. Jy kan van denominasie verander soos jy wil, ouens. Dis nie te sê dat die koninkryk van God, koninkrykslewe in jou lewe gaan manifesteer nie.
En dis hoekom ek jou vanoggend sê, kind van die Here, jy kan nie dieselfde bly, nadat jy die Here Jesus Christus, nadat jy die geregtigheid, sy naam is Jesus, hy is ons geregtigheid. Dis net hierom wat jy na die Vader toe kan gaan, deur niemand anders, nie deur Jesus. Hy is ons geregtigheid. Vader het hom geregtigheid vir my en jou gemaak. So ander woorde, ek en jy kan voor Papa Vader staan, asof jy nooit gesondig het nie. Pastoor, jy verstaan nie? Jy ken nie my sonde nie. Maar as God dit nie ken nie, hoe moet ek dit ken? As jy dit bely het, is dit weg. God dink nie daaraan nie, ek stel nie belang in jou sonde nie, man. Jy moet dit bely, jy moet taak kry daarmee. Want as jy koninkryk verstaan, sal jy verstaan hoe om heerskappy oor sonde te hê. Maar ouers kom tot bekering en neem die Here Jesus Christus aan, maar hulle suig die ganstens, hulle drink die leeu's. Ek weet nie wat fout gaan met die leeu's nie, met die lions nie, want hulle het nog net een game gewen hierdie jaar. Terwyl die Sharks nou al 6 gewen het. En die ander ouens span 'n bietjie minder. Maar ek sal niks praat van broer Leslie nie. Halleluja. Maar wat wil ek jou sê? Nou sê hy, soek eers hierdie dinge en alles sal vir jou bygevoeg word. Ek wil vir jou vanoggend sê, die volheid van die koninkryk, die volheid van die hemele, is daar armoede in die hemel? Is daar siekte in die hemel? Is daar haat in die hemel? Is daar twis in die hemel? Is daar mot en roes in die hemel? Nee. Hy sê, soek eers die koninkryk, dan gaan al die dinge vir jou bygevoeg word. Maar die plan is uitgelê van die koninkryk van God. Maar as jy die plan nie kan lees nie, kan jy nie bou nie. As jy die plan nie kan lees nie, kan jy nie bou nie. En baie ouens bou, maar hulle kan die plan nie lees nie, nou bou hulle kroek het. En hulle vat soveel mense saam met hulle op 'n dwaalweg. God weet, ek is een van die ouens, ek roep uit, sê Here, as u woord sê, ek is die kop, en nie die staart nie, Here, is ek die kop. Moenie jy vir my sê, ek is arrogant nie. Nee, ek is die kop. Groter is hy wat in my is hy wat in die wêreld is. Ek is meer as 'n oorwinnaar deur Christus wat in my is. As 'n krag van God, Efesiërs 3:20, wat in my werk. En dis koninkrykskrag tot my en jou beskikking, kind van God. En daarom wil ek jou vanoggend sê, wanneer ek en jy die plan van die koninkryk kan lees, sal jy agterkom, jy hoef jou nie te bekommer nie. Jy hoef jou nie te bekommer nie. Jou spraak gaan verander. Jou handel gaan verander. Your acts will change. En ewe skielik begin die koninkryk van God in jou lewe te manifesteer. Ewe skielik begin jy te, kan ek die Engelse woord gebruik, begin jy te benefit. Ewe skielik begin die koninkryk van God vir jou voordele bring. Ewe skielik begin jy te verstaan, die geregtigheid het vir jou meer as genoeg voorsien. Is jy met my? Sien kind van die Here, want die koninkryk is nie die kerk nie.
Die koninkryk is nie die kerk nie. Ons gaan kerk toe. Ek behoort aan 'n kerk. Hoor hoe praat mense. Luister, ons maak nie vir een keer in jou lewe. Maak oop jou geestesoor en luister hoe mense praat. Dan sal jy agterkom, hoekom jy die vrug van die Gees nodig het om lankmoedig te wees met hulle. En om dan self beheersing toe te pas, want anders wil jy hulle iets aandoen. Skop. Regs is dit as skop ons hulle. Of ons skop nie hulle, ons skop daai duiwel. Amen. Sien, die koninkryk is nie die kerk nie. En daarom, wanneer jy lering kry, as jy geleer word hoe om die plan van die evangelie van die koninkryk te lees, dan sal jy kan bou. En as jy daar bou, gaan jy dan nie bou hout, hooi, stoppels nie, maar dan gaan jy bou. Luister mooi, ek gee jou 'n mooi punt om te praat oor Woensdag aand. Dan kan jy begin bou goud, silwer, edelgesteentes, né? En dan gaan jou werke, alhoewel dit getoets gaan word, né, gaan jou werke staande bly. Jou werke gaan staande bly, want jy bou goed op die plan, op die koninkryk van God se plan. Want hierdie plan, né, hierdie koninkryk van God, bring vir jou oorvloed. Maar ek gaan nou daarby kom. Here help ons. Jy sien, ons, die gewone lidmaat word verwar met die kerk. Kom kerk toe, nie kom koninkryk toe. As jy verstaan dat Jesus praat plus minus 100 keer in sy prediking oor die koninkryk van God. En hy praat net 2 keer Ecclesia, die kerk, net 2 keer. Hoekom praat hy 100 keer? Hy het nie 1 keer vir sy disippels, en Jesus het nie 1 keer gepreek en sê, gaan soek vir jou 'n kerk nie. Gaan soek die koninkryk. Hoekom dink jy het hy nie gesê, gaan soek vir jou 'n kerk nie? Maar ons sê dit, gaan soek vir jou 'n kerk. Nou nie julle nie. Gaan soek vir jou 'n kerk, waar daar lewe is. Waaraan meet ons daai lewe? Meet ons dit aan lewe in oorvloed wat Jesus die geregtigheid kom gee het? Of waaraan meet ons dit? Dis hartseer, kind van God, dat die meeste ons die koninkryk, die evangelie van die koninkryk nie verstaan nie, want hulle word dit nie geleer nie, en daarom kan hulle dit nie hulle eie maak nie. Bly dieselfde. Kom arm in die kerk en gaan arm dood. Jy kan nie arm en dood om as bediening bly nie. Nie geestelik nie, nie fisies nie, nie finansiëel nie. As jy arm bly, dan sê dit vir my, jy verstaan nie die woord van die koninkryk nie. En moet ek jou help. Ons moet dit oopbreek in jou. Want dit is jou deel. Is jou erfdeel. Is jou erfdeel. Jy sien, kind van die Here, hoekom? Hoekom sê hy net 2 keer? Praat hy van die Ecclesia, dis die uitgeroepenes, dis hulle wat tot wedergeboorte gekom het. Hoekom? Why? Jy sien, kom ek jou vertel. Die Ecclesia, die kerk, is jy. Is jy. Hallo? Die kerk is jy. Jy is die gebou. Jy is die akker van God.
Draai na iemand en sê vir my, ek is die kerk. Ek is deel van die eklesia. Hier sê my sommer 'n bietjie Grieks ook gepraat nou. Jy is die kerk. Maar jy is nie die evangelie nie. Jy is die gebou, jy is die kerk. Maar jy is nie die evangelie nie. Nou wil ons die kerk verkondig. Maar ons verkondig nie die evangelie van die koninkryk nie. Maak sin, pastoor? En dis hoekom die kerk, al wat hulle kan gaan praat buite, hoor, luister hoe praat Christene. Hulle praat van hulle kerk. Hulle praat van hulle gebou. Hulle praat van hulle programme. Hulle praat van hulle geld in die bank. Ja, shame tog, dis waar. Maar dis waaroor hulle praat oor hulle band, hulle praat oor hulle musiekleier. Luister mooi kerk, my hart is vir musiek hoor, moenie my verkeerd verstaan nie. My hart is om God te aanbid, te loof en te prys. Maar dis nie die evangelie nie. Jy sien, want die koninkryk van God is iets anders as die kerk. En dis hoekom jy jaar in en jaar uit, jy sit in 'n gemeente, jou omstandighede verander nie, jou lewe verander nie, jou bankrekening verander nie, jou geestelike autoriteit verander nie, jy bly 'n geestelike sukkelaar, en as die wêreld die sonde na jou kyk, en sê hulle maar wat is die verskil tussen jou en my? Al verskil dalk is net, ek rook nie meer nie, so ek stink nie meer nie. Okay, hoor dit ek sê in die konteks wat ek sê, jy weet, is daai goed as jy so, hy ruik nie lekker nie. Ek het hom getrek man, maar ruik nie lekker nie. Maar dan moes 'n tyd in my lewe kom, kind van God, wat die koninkrykskrag my vrygemaak het, van daai ganstens. Die evangelie van die koninkryk van God is nie die kerk nie, maar moet deur die kerk gedemonstreer word. Die evangelie van die koninkryk van God moet deur die kerk gedemonstreer word. En as jy die koninkryk, die evangelie van die koninkryk nie verstaan nie, as jy die plan nie kan lees nie, hoe op dese aarde kan jy bou? Jy kan nie bou nie. Jy kan nie bou nie. Jy kan nie bou nie. Ja, en in Matteus 28, 18 tot 20, kom ons lees hom gou. Matteus 28. Ek wil hê jy moet eens kyk man. Kom ons skrik wakker. Okay. Hy laaste gedeelte. Ek lees van vers 18. En Jesus, en nou dus na Jesus se kruisiging, opstanding, verskyn hy aan die disippels. Nou hoor wat sê hy vir hulle. Ek wil hê jy moet hoor, want dit raak jou, dit raak my. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag, aan my is gegee, alle mag, waar? In beade. So ander woorde, Jesus verskyn aan hulle, hy verskyn aan die kerk, aan die eklesia, hy sê, aan my, luister mooi, aan my is gegee, al die mag in die hemel en op die aarde. Okay? Alles. Daar's niks weerhou nie. Papa Vader het niks weerhou van sy seun Jesus af nie. Okay? Jy moet dus hy aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Gaan dan nou heen.
gaan dan heen, maak discipels van al die nasies. Wat is 'n discipel? Is 'n navolger. Maar as jy die koninkryk, evangelie van die koninkryk nie ken nie, kan jy navolgers maak en mense kan jou volg. Maar dis nie hulle verstaan nie en hulle het nie die evangelie van die koninkryk nie. So 'n disipel is 'n navolger. So dis belangrik dat u en ek die plan van die koninkryk, die evangelie van die koninkryk van God gaan verstaan. Ons kan hom lees, ons kan hom bou, ons kan vrug hê. Dis belangrik in van die Here. Nou sê Jesus vir hulle, hy sê, gaan. Nou praat Jesus, en nou sê hy vir hulle, gaan, Ekklesia, gaan kerk, gaan verkondig die evangelie van die koninkryk. Kind van God, as jy dit kan snap, moet net jy op die stoel hardloop nie. Gaan en jyn maak discipels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onthou wat ek julle beveel het. Kyk vir my. Jesus verskyn aan sy disciples. Nou kind van die Here, wanneer jy disciples maak, is hulle jou navolgers. Wat sê jy vir hulle? Lewe soos ek lewe, dis wat jy vir hulle sê. Doen wat ek doen. Volg my, soos ek Christus navolg. Kleinsus, jy moet hierdie woord hoor. Want jy het dit nodig, om die profetiese woord wat jy al reeds ontvang het, om daarin te vloei, het jy hierdie evangelie nodig. Nou sê Jesus vir hulle, hy sê, gaan leer hulle. Wat 'n evangelie het Jesus sy disippels geleer? Wat 'n evangelie het Jesus sy disippels geleer? So ek en jy moet versigtig wees wat ons mense leer. Jy moet versigtig wees. As jy vir hulle elke sê, ja, is maar God se wil dat jy siek is, nee, dan leer jy hulle 'n nonsenslering. Ja, jy moet maar arm wees. Nee. Wat leer jy hulle? Het Jesus dit geleer? Hoekom leer jy hulle? Hoekom leer die kerk dan, die kerk, hoekom leer hulle dan die mense hierdie nonsens? Kan nie die plan nie, kan nie die plan lees nie. Weet jy om te bou op die plan nie. Maar as ek voor jou staan en ek sê vir jou, wow, ek sien God volgend. Sal jy sê, hey, jy is besig met heresie, jy is besig met dwaallering. Nee, die woord van die Here sê, jy is geskape na die beeld en die gelykenis van God. Die koortjies is volgens sy merit. Nee, van glory to glory, soos in die spieël te kyk, word ek verander van heerlikheid tot heerlikheid, na dieselfde beeld. Nee. U en ek is die Ekklesia, ek en jy is die liggaam van Jesus. Lede afsonderlik, nee. Die kerk, maar die liggaam, ons is die uitgeroepenes om die evangelie van die koninkryk van God te verkondig. Ja, maar hoekom het er soveel verskillende leringe? Maar dis omdat ons die koninkryk van God nie verstaan nie. Kind van die Here, nou hoor wat sê Jesus. Hy sê en kyk, die laaste vers, wat sê hy daar? En kyk. Wat sê hy? Lees. Huh? Kyk, ek is, hy sê kyk, sien, hoor, ek is met julle. Wat gebeur met wedergeboorte? Wat gebeur wanneer jy tot wedergeboorte kom?
Wat gebeur wanneer die gees van die Here jou oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel? Johannes 16, wat is die sonde? Die sonde is dat jy Jesus Christus nog nooit aangeneem het as jou wat? As jou saligmaker nie. Dis die sonde. Maar nou het jy hom aangeneem as jou saligmaker. Wat gebeur dan nou met jou? Hy kom maak woning by en in jou. Hallo? Wat sê Jesus vers, die laaste vers? Kyk, ek is met jou. Wat sê hy? Sien. Check. Hoor. Boegelap. Ek is met jou. Tot aan die volëinding. Hy gaan jou nie drop nie. Hy gaan jou nie los nie. Hy gaan jou nie teleurstel nie. Maar weet jy, kind van die Here, bly net by die evangelie van die koninkryk, want sodra jy jou eie leerstelling en die leerstelling van duiwels gaan begin aanhang, gaan dit nie vir jou, gaan hy nie met jou saam kan werk nie, want hy werk net met waarheid. Kyk, ek is met jou. Het jy tot wedergeboorte gekom? Ja, dan is hy met jou. Hy is in jou. Nou wat sê hy? Hy sê, gaan verkondig die evangelie aan alle volke, tale en nasies. Doop hulle, leer hulle. Wat word ons geleer? O, Here, help ons. Help ons. Die koninkryk word nou verkondig deur die kerk, God se soewereine regering, sy mag en gesag wat in jou is. Hy gee jou nie 'n opdrag en hy gee jou nie vermoë nie. Wanneer hy sê, kyk, ek is met jou, wil God hê jy moet kyk, jy moet dit weet, ek is met jou. En as jy openbaring kry van hy is in en met jou, dan breek jy daai skompe wat mense om hulle gebou het en leerstelling wat om hulle gebou het, dan breek jy deur en jy bring mense vrylating. Jy maak hulle vry van godsdienstige geeste. Jy maak hulle vry van hulle omstandighede. Jy maak hulle vry, hulle sal sit, die Here weet hulle sal sit, nee, want die tradisie sê ek moet daar wees. Maar die sien kind van die Here, dis nie die evangelie van die koninkryk, dis die evangelie van die duiwel, wat hulle hou daar, hulle sit in die dood en hulle like die dood. Want die Bybel sê, hulle die leuen liewer gehad, as wat hulle die waarheid gehad. Hulle die duisternis liewer gehad, as wat hulle die lig gehad het. Daarom ek en jy kind van die Here, ons kan nie langer stil bly nie. Ons moet toegerus word. Ons moet die evangelie van die koninkryk van God aan die Parel en aan die Weskaap en aan Suid-Afrika en in die wêreld moet ons die evangelie gaan bring, die evangelie van die koninkryk, ons moet dit gaan demonstreer. Hallo? Want wat sê hy? Hy sê, kyk, ek is met julle. Tot aan die einde van die dae en die volëinding van die wêreld gaan ek met jou wees. Dis 'n belofte, kind van God. Dis 'n belofte. Wanneer jy en wanneer ek, wat sê ons? Vader, onze Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk, laat u soewereine heerskappy, u soewereine mag, u soewereine gesag, laat dit kom, sodat ek met u soewereine mag en u soewereine gesag en u soewereine heerskappy, sodat ek kan heers oor die koninkryk en die werke van die koninkryk van die duisternis.
armoede is nie van God af nie. Armoede is 'n curse. Maar Jesus het gekom, hy het gesterwe, hy het die curse gebreek aan die kruis en met sy opstanding. Omdat ons die autoriteit nie verstaan nie. Ons kan nie die plan lees nie. Verstaan ons nie dat God se soewereine heerskappy, mag en gesag in jou is. Ek hou daarvan. Ek geniet dit om vir mense te sê, gaan maak iemand gesond. Ek vat die verantwoordelikheid en ek sit dit nou, ek haal dit van Jesus af, want Jesus het daar die opdrag gegee en nou die verantwoordelikheid om mense gesond te maak, is by my en jou. Hallo. Ek gaan dit weer sê. Die verantwoordelikheid om mense gesond te maak en vry te maak, lê nie meer by Jesus nie. Jesus het klaar die mag en gesag vir my en jou gegee, die verantwoordelikheid vir ons gegee. Maar ons hardloop weg omdat ons die koninkryk nie verstaan nie. Omdat ons nie verstaan wat hy sê in Efesiërs 3:20 en aan hom, dis aan God wat mag het om doen verboek en wat ek en jy kan bid of dink deur die krag wat Jesus sê in die laaste vers van Matteus 28, kyk ek is met jou tot aan die einde, moenie twyfel nie, moenie back off nie, moenie jou rug vir die duiwel gee nie, jou geveg is nie vlees en bloed nie, maar in die bose geeste oorweer die magte en die lig, moenie jou rug vir hulle gee nie, en nadat jy die stryd gestry het, dat jy staande kan bly en die Here loof en in hom eer kan gee. Ja, gesien op hoe baie ouens, hulle like het om te moan en te groan, hulle like het om aandag te kry, taps te kry van shame. Daar is 'n tyd dat kan jy met waaragtige ouens, met empatie en simpatie met mense werk. Dis daar. Maar ouens, daar is 'n tyd om te oorwin. As 'n tyd om te oorwin. As 'n tyd om op te staan, is 'n tyd vir deurbrake. God se soewereine mag en gesag moet deur die kerk, deur my en jou verkondig word. Slegs wanneer jy die koninkryk verstaan, sal jy in die bonatuurlike uitstyg. Net wanneer jy die koninkryk verstaan, sal jy uitstyg in die bonatuurlike. Want die koninkryk van God is bonatuurlik. Dis mag en gesag. God se autoriteit in jou lewe wat jy manifesteer. Daai riviere, daai dubbelstrome wat moet begin vloei. Ouens gaan net begin vloei wanneer jy koninkryk verstaan wie in en by jou is, jou autoriteit. Dis wanneer jy jou mond oopmaak en release. Dis wanneer jy daai leen wat keer, sê maar, wie is jy nou? Nee, Jesus moet hulle gezond maak. Jesus het gesê, jy moet hulle gezond gemaak. Nou, dis hoekom niemand gezond wil gemaakt word. Hallo? Hallo? Moenie my vertel, Jesus moet hulle gezond maak. Jesus sê dan, ek het jou die mag en gesag gegee oor al die duivels. Gaan maak die siekes gezond, gaan verkondig die evangelie van die koninkryk van God. Ek en jy, die kerk, die eklesia, ons is die liggaam van Jesus, wat die werke van Jesus op hierdie aarde voortsit. Hy is die hoof. Ja, stop jou godsdienstige gees, skop hom man. Jesus het my die mag en gesag gegee om die siekes gesond te maak en om die duivels uit te drywe. Hy het my die mag gegee om nuwe tale te kan praat. Hy het dit klaar gedoen, dan deel. Wie moet dit nou doen? Ek moet dit doen.
U moet dit doen. Soos met die evangelie van die koninkryk van God. Met ander woorde, God se soewereine mag en gesag. Jesus het die seël van die dood is in sy hand. Hy is ons geregtigheid. Hy is ons wysheid. Hy is ons verlosser. Hy is ons oorwinnaar. Waar is hy nou? Hy's in my. En ek is in hom. So ek gaan manifesteer. Wat is my boodskap? In my. Ek in hom. Al die mag en al die gesag wat nodig is om oor armoede uit te styg, is in my. Jason, is in jou. Juffrou, is in jou. Kan ek met die tweeling praat? Kan ek met Elmarie en Emily, kan ek met julle iets vertel? Julle is tweeling. You are twins. En as julle het nie agreement kan kom en sê, Here, hierdie baailopery is nou einde. Here, ek weet iets van my voertuig. Die ou met die bus. Ek soek nie 'n bus nie. Ek soek nie 'n bus vir doen ons bedien. Ek soek iemand met 'n bus. In die week kan hy baie geld maak, Sondag kan hy die bus gebruik om mense na die diens toe te bring. Amen. So pas op wat jy vra. Ek wil nie 'n bus hê nie. Dunamis wil nie 'n bus hê nie. Want as Dunamis 'n bus moet kry, moet ek hom onderhou. Dan nie drywer is, jy moet ek hom gaan bestuur. Want die pastoor, sorry ouens, ek is hier om jou toe te rus. Ek is hier om jou te leer. Okay? Ja, ek like het om tryfel te maak. Ek geniet dit, dis hoekom ek dit maak. As ek dit nie geniet het, sou ek nie vir jou gesê het ek gaan 'n tryfel maak nie. Amen. Dis wat die krag. Jesus sê as 2 of 3 oor saak saamstem, so sal dit wees. Koninkryk van God versus Kingdom of Heaven. Ek kan lees in die Bybel, hy praat die koninkryk van die hemel, hy praat die koninkryk van God. Die koninkryk in die hemel is daar waar God gesetel is. So waar hy op sy troon sit. Dis daar waar die serafs is. Daar waar die ouderlinge is. Daar waar die engele van God is. Hallo? Dis die koninkryk van die hemel. Dis die hoofkantoor, as ek het so mag noem, waarvandaan alle opdragte kom. Waar is God? Hoogste hemel. Sit op die troon. Jesus aan sy regterhand. Serafs om hulle. 24 ouderlinge buig, hulle roep uit, dag en nag. Hulle, daar is nie tyd in die hemel nie. God is nie gebonde aan tyd nie. Okay, so gaan hulle aan. Nee. Maar hy is nou in my. So die gesag kom van die koninkryk van die hemele af, sodat die koninkryk van God kan manifesteer. Koninkryk van God is God se woonplek, koninkryk van die evangelie van die koninkryk is God se soewereine heerskappy, mag en gesag. Dis hoekom hy sê, onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u soewereine heerskappy, soos dit in die hemele is, dat dit so wees op die aarde. Kry die duiwel onder jou voete, man. Nie jou skoonmaat daar kry, nie kry die skoon duiwel onder jou voete. Kom aan, kind van God, hoor u wat ek sê? Die mag en gesag in jou. Dis die plan. As jy die plan nie kan lees nie, dan gaan jy altyd sukkelaar bly. Jy gaan 'n kerkganger wees. Ja, jy gaan 'n kerkganger wees. Maar jy like het om daar in die dood te sit. Halleluja. Dis al waar God woon, ek het dit gesê. God se woonplek. Openbaring 4, van 9 tot 10, 1 Timoteus 6, vers 16 kan jy lees.
Koninkryk van die hemel is onsigbaar. Maar dit impakteer, met ander woorde, dit beïnvloed die koninkryk van God op die aarde. Alles wat op die aarde gebeur, wat hier gebeur, kom van die koninkryk van die hemel af. God is in a good mood. God is in a good mood about you. Kom van die hemel af. Dus is dit waarheid? Is waarheid. Is waarheid. Jy kan maar kyk, as jy nie lekker voel en jy aangejaag iewerste. Maar jou aanjaag verander nie die God saad, die God still in a good mood weer, want jy voel soos 'n wurm. Jy weet jy aangejaag. Nou nie julle nie, die pastoor. Amen. Okay, kom ons sluit af. Alles wat verklaar en gebied. Alles wat verklaar, alles wat hierdie woord kom van die koninkryk van die hemel af. Nou waar God bly, koninkryk van die evangelie van die koninkryk, kom van die koninkryk deur wat losgemaak. Julle al gehoor hulle sê die ANC elke maand of elke week of 2 weke het hulle daai groep van hulle, daai top 6 of kom wel by mekaar, dan maak hulle besluitnemings of wat. Dit is nou hulle hoofkantoor, die toeleiers. Okay? So die ander partye het ook hulle huise, wat ook al, maak nie saak wat dit is nie. Al wat ek wil jou verduidelik, en alles vind plaas in die parlement in die land, kom van 'n toeleiers af. Maar alles wat in die geestesrealm gebeur, nee. God se koninkryk, koninkryk van die hemel, hy is die hoofkantoor. Maar die boodskap van die koninkryk van die hemel is die koninkryk van die evangelie van die koninkryk van God, dis heerskappy. Heerskappy. Amen. God bless you. Iets geleer vanoggend? Gaan dit stadig vat. Ons gaan nou hierdie fondasie gaan ons bou en ek gaan jou leer om die plan te lees. Amen. Praise God. Kom skiet die Here lekker aan dit klap. Halleluja.